Hallo, ons is by nog 'n Sabbatskool, termpie wat ons gebruik om te sê dit wat ons hierso bymekaar doen is om in God se rus, Sabbat, in te gaan, maar om te oefen hoe om dit te doen, skool. So dis die idee om saam sin te maak van ons pad saam met God, na hom toe en vir hom. En ons is besig om te kyk na God, wie God is en hoe God maak. Ons is op 'n reis om deur 6 bewegings te gaan waar ons sien hoe God dinge doen, hoe God se karakter werk en hoe God se natuur is en wat ons dan, of wat dit van ons en vir ons sê as ons dit van hom weet. Laas het ons gepraat oor theosis, hierdie idee dat ons deel van God se natuur word, dat ons raak soos hy raak, dat ons maak soos hy maak. En ons het gekyk na Johannes 13 waar hy sy disippels se voete was, waar hy as diensknegt kom wys hoe sy hart werk, hoe sy gedagtewêreld werk, hoe hy dinge benader, wat sy natuur is. En hy nooi jou en my om deel te raak van daai natuur. En ek wil jou nooi, as ons nou oopmaak, om hierdie gebed te hoor en dit joune te maak. Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, U maak ons deel van die saamwees en eenwees wat daar tussen U as Vader, Seun en Gees is. U gee Uself weg om ons vry te maak en reik uit na ons wêreld waar U as koning heers deur te dien, sodat vreemdelinge en vyande familie van mekaar kan word. U Gees laat ons sien en hoor dat U heeltyd en oral in en om ons is. Amen. Vir hierdie een gaan ons praat oor die sinnetjie of die term kenosis. Kenosis is hierdie idee dat ons dit wat ons is, die mag wat ons het, die aansien wat ons dink ons het, weggee. Die posisie wat ons bekleed, die identiteit waarin ons vasklou, die selfvertroue wat ons vir onsself toeëien, dat ons dit weggee. En dis 'n moeilike idee, dis 'n verskriklike moeilike gedagte. En kenosis is juist dit, dis verskriklik moeilik. En ons kyk na Filippense 2, waar Paulus die Filippense brief skryf, 'n pragtige brief. En dan sê hy spesifiek in hoofstuk 2, waar hy die Christuslied gebruik, praat hy van hoe Jesus homself weggee. En ek wil jou nooi, pos asseblief die video hier en gaan lees Filippense 2, spesifiek verse 5 tot 11, die Christuslied. Vers 5 wat begin met ons met hierdie gesindheid van Jesus sê, en dan waar hy deur die res van die teks gaan om iets te sê van hoe Christus homself verneder het, gehoorsaam was en homself gegee het. So pos asseblief hierso en lees deur die teks. Kenosis is die deelname aan die lewe en karakter van Christus. Deur die krag van die Heilige Gees bewerk hy 'n diep innerlike transformasie in die lewe van die gelowige, wat onder meer tot selfontleding en die afstanddoening van mag lei. Mag is hierdie idee in die wêreld dat ek het en ek mag hê. Mag is die reg wat ek het om ander mense te manipuleer, te het en te gebied. Mag is wat mense vir hulle self vat as hulle glo hulle mag maar in beheer wees. Ek mag my eie sin kry. Ek mag hierdie by jou vat. Mag is die konsep wat is dalk debatteerbaar, maar in my opinie van die grootste moeilikheid in die wêreld gemaak het. Dink aan oorlog, dink aan politiek, dink aan verhoudings waar die narcissus of die sterker persoonlikheid, die swakker persoonlikheid of die sagter persoonlikheid oorheers. Dink aan hierdie geleenthede waar mense onderdruk en verdruk word. Slawerny, dink aan apartheid, kolonialisasie, noem dit, in die geskiedenis heen, waar ook al een groep bo oor 'n ander groep was, waar ook al een groep gekom het en gesê het, ons gaan oor julle heers, julle moet vir ons luister, is mag uitgeoefen. Mag is hoe hierdie wêreld aan mekaar gesit is. So vir die eerste gedagte wil ek jou nooi om net vir 'n oomblik te dink, watter mag het jy? En dit gaan twee kante toe. Dalk word daar mag oor jou uitgeoefen, in jou werksituasie, in jou verhoudings. Maar watter mag speel in jou lewe 'n rol? Wie het die mag? Waar beïnvloed mag jou elke dag?
iemand sin of jou eie. En dan moet jy versigtig wees, want jy is nie altyd bewus van jou eie mag wat jy uitoefen nie, dis vir jou normaal, dis vir jou reg. Maar jy kan eerlik wees oor, het ek iewers waar ek mag oor ander mense uitoefen? Jy kan vir 'n oomblik daaroor dink. Kenosis is die Griekse term wat gebruik word om te praat oor Jesus, die term, die woordjie wat ons lees is selfontleding. In die teks praat hy van hy het homself verneder. Hy het nie sy godheid, wat syne is, wat sy karakter is, het hy nie aan iets gedink waar hy moes vashou nie, maar hy het dit gewillig weggegee om deel van ons te kan wees. En ons geskiedenis getuig daarvan dat hierdie Jesus ons kom dien as die slaaf in die omstandighede waar mag die belangrikste ding is. Die God van die hemel kom red sy mense deur te wys hoe hy onder mag inkom, hoe hy mag se knie afkap, by die voete afsny, die wortels uitdruk, sodat mag net nie meer 'n houvas het nie, sodat die wat mag het, nie meer slaankrag het nie. Die mag wat ons lewens heers, het nie meer beheer oor ons nie. Dit het dalk invloed op ons dag tot dag. As jy dink aan slawerny, as jy dink aan oppressed peoples, as jy dink aan die oorloë wat nou in die wêreld aangaan. Daar word nog steeds mense met mag, hulle het nog steeds 'n invloed op sekere mense se lewens. Maar dit is nie die einde van die storie nie. Dit is nie al wat aangaan. Dit is nie waar die mense wat deur daai mag oorheers word, hulle hoef nie hulle vrede te verloor, hulle rustigheid in hulle harte, die hoop waaraan hulle vasklou nie. Die omstandighede is onaangenaam, maar die hoop is nie weg nie. Daar's meer aan die lewe as net die huidige omstandighede. En is hierdie beginsel van kenosis wat sê, maar ek gee my mag weg, wat 'n klomp dinge oopmaak in terme van hoe ons dink oor dit waarna ek vashou, dit wat ek probeer beskerm. Veral in terme van die lewe wat ek probeer bou vir my mense, vir die wat soos ek lyk. En as Jesus dan vir ons 'n voorbeeld kom stel en sê, maar kom gee jou mag weg en kom raak deel van die koninkryk, dan is dit 'n ongelooflike uitdaging. En is iets waarna jy gaan moet kou. En ek dink ek kan die woorde sê en ek lees dit, weet in die boekie waardeur ons werk. Ek sien dit in die voorbeeld van Jesus as ons deur Filippense 2 lees en ek besef dis regtig iets wat jou 'n jaar of 2 later eers regtig tref. Dis as jy daarmee stap, as jy die moeite doen om te kou aan hierdie idee dat om my mag weg te gee gaan nie die einde van my lewe wees nie. Om in 'n situasie te bly bestaan, hoopvol te bly bestaan waar ek nie mag het nie, waar ek onderdruk word, is nie die einde van die storie nie. So watter kant jy van die mag game is. Jesus kom nooi jou om te onthou dat mag is nie die finale autoriteit. Al die autoriteit, al die mag lê by Jesus. Nie wat kom weggee het. Nie wat kom wys het hoe dit kan lyk om te leef sonder mag. Dis 'n diensbare lewe. Maar dit gaan eers oor net hierdie gedagte van ek moet hierdie weggee. So dis die voorbeeld wat Jesus vir ons kom wys. Dis 'n voorbeeld van ek kom gee alles. Ek kom maak myself beskikbaar vir iets. En daaroor gaan ons 'n volgende keer praat. Eers gaan ek jou nooi om net aan hierdie ding te kou. Net aan hierdie term kenosis. As jy hom iewers moet neerskryf, loop en dink net oor hierdie gedagte van Filippense 2 wat ons nooi. Regtig nooi. Weer word daar die hart van die saak nie gedwing nie. Dit word om jou afgedruk nie. Dis kom die wêreld kan lyk soos wat hy lyk. So ek en jy as volgers van Jesus het die geleentheid om te sê, Here, ek wil soos U wees. Ek wil deel wees van dit wat U doen en waarmee U besig is. Ek wil U leer ken vir wie U is. En as ons na Jesus kyk, om God te leer ken, dan sien ons God wat homself gee, kenosis, wat hom afstroop. En dis dan waartoe ons onsself ook beskikbaar maak. Ons vra vir Jesus, kom stroop my af. Kom maak my vry. Kom maak my los van hierdie ketTINGS. So die vraag dan, wat jy jouself kan afvra as jy met die Here in gesprek wil tree hieroor, is wat is vir jou belangrik? Wat is vir jou so belangrik dat jy nie sonder dit kan klaarkom nie? Jy gaan nog sê jou werk, jou reputasie, jou goed, jou eie eer, jou gemak,
jou familie, jou kinders, jou drome, jou hoop, jou gesondheid. Oor jy al hierdie goeders is die huidige omstandighede, is die tyd waarin ons leef, die seisoen waarin jy is, se dinge. Selfs kinders, as jy Job se storie kyk, selfs jou eggenoot, selfs jou ouers. En dis die verhouding wat ons met Jesus kan hê, dis nader as al hierdie, want dis van Jesus af wat ons dan begin uitleef na hierdie vlakke toe. So nee, ons is nog nie op 'n plek waar verkoop jou huis en gee alles weg nie. Maar ons word uitgenooi om mooi te dink oor wat is die goed waaraan ons vashou en hoekom. Dit is wat ons met hierdie Sabbatskool wil inoefen. Hierdie geleentheid wil onsself bewus wil maak, is net om 'n ruk te sit met hierdie idee van kenosis. En 'n maklike manier om, nie 'n maklike manier, dit gaan moeilik raak, maar die ding wat jy kan doen is gebruik Filippense 2 vir 'n paar dae. Sit met dit vir 'n paar dae lank. Lees hom oor en oor elke af en toe en kou aan die woorde, kou aan die Christuslied. Dis verse 5 tot 11 van hoofstuk 2 in Filippense. En kyk wat doen Jesus met jou. Kyk waartoe nooi hy jou. Kyk waarvan maak hy jou bewus. Wat gaan in jou lewe aan? So ek gaan jou los met daai. En dan vir jou sê sterkte en seën en ek gaan saam met jou net 'n gebed doen en jou dan stuur om te gaan nadink oor die kenosis in jou lewe. Here Jesus, U is vir ons 'n voorbeeld. U is vir ons 'n voorbeeld in die kenotiese lewenspatroon. 'n Interessante woord wat vir ons 'n assosiasie kan word om te onthou dat U alles gee. As mens, net die feit dat U as mens tussen ons was, die God wat tussen ons kom bly het, soos ons gelyk het dat ons hom nie sou kon uitken nie. Maar ons hoor dat ander gode van die tyd, die afgode van die ander volke, was altyd groter of het gesweef en elke af en toe het U goddelikheid deurgeskyn en was daar naaste mense wat dit gesien het. Maar vir die groter deel van U rondloop en rondbeweeg hier tussen ons as mens 2000 jaar terug, was U net doodgewone mens. En dis die voorbeeld wat U vir ons stel. Is om ter wille van die vir wie ons lief is, ter wille van die koninkryk, ter wille van U, om ons mag weg te gee, om onsself af te stroop. Of dit nou ons eie selfsug is, of dit ons besittings is, en of dit op een of ander plek in ons lewe lê. Ons gebed is dat U ons sal bewus maak van waar is die goed wat ons moet van afgestroop word? Wat is dit wat U van ons wil wegskuur en wegskaaf, sodat net ons rou heilige mens kan oorbly? Mens wat U ons wil maak. Dankie vir die voorbeeld wat ons het in U. Ons volg U. Versigtig. Met waagmoed. Amen. Seën vir jou, ons sien mekaar gou weer.